Hallo Lalilona. Hallo Coral. Hallo maatjie. Ooh, ek hoor jy het nuwe planne. Ooh ja, ek is baie opgewonde want ek gaan vir die mater wys hoe ek 'n bietjie kos maak in die kombuis. Ek wil bietjie resepte deel. Wow! Dit klink fantasties! Sal ek ook daarvan mag proe? Maar natuurlik mag jy daarvan proe. En ek gaan die resepte deel sodat jy mater wat nou hier saam met ons kuier, as jy ook lus het om hierdie goed te maak, dan kan jy saam maak en proe en uitvind hoe heerlik dit is. Ooh, wow, dit klink fantasties, Korrel. Ja, dit is fantasties. Nou, vandag, voordat ons begin kook, moet ons eers net 'n bietjie gesels oor die kombuis. Die kombuis? Ja, is dit nou my beurt? Okay, ja, ek weet wat is die kombuis. Die kombuis is die vertrek in die huis waar mens kos voorberei wat mens gaan eet. Nou, ja, Lililuna, net so. En daar is gewoonlik 'n yskas in die kombuis en 'n spens waar mens al die kos voorraad bære. En daar is ook gewoonlik 'n oond. Ja, dit is so. En dan is daar natuurlik ander dinge ook in die kombuis, soos broodroosters partykeer of ander toerusting soos messe en vurke en lepels. Dit noem mens eetgerei, Korrel. Ja, Lililuna, jy is nou alweer reg. Jy is my een voor. Dit noem mens eetgerei en dan kry mens breekware. En breekware is soos koppies, pierings en glase. Is glase breekware? Ek dink so. Ja, ek dink so. Nou maar toe. Dan sê ons dit is so. En natuurlik beteken dit al hierdie messe en oonde en dinge dat die kombuis 'n gevaarlike plek kan wees indien mens nie veiligheid toepas nie. Natuurlik! En wat van kookwater? Soos wanneer mens water in die ketel gooi en dit kook. Daai kookwater kan mens lelik brand. Jy is reg, Lililuna, dit kan. Daar is baie gevare eintlik in die kombuis. En daarom, voordat ek begin om resepte te deel en vir julle wys hoe wonderlik is die kombuis, moet ons eers gesels oor veiligheid in die kombuis. Veiligheid in die kombuis beteken dat mens seker maak dat jy nie 'n ongeluk gaan veroorsaak nie, of dat jy onverskillig werk dat iemand kan seer kry of jy self seer kry nie. So, daar is 'n paar dinge wat mens in gedagte moet hou. Goed, so heel eerste moet mens natuurlik vir jou mamma, jou pappa of 'n groot mens vra of jy wel die kombuis mag gebruik. Dit is natuurlik die belangrikste. Ja, dit is die belangrikste. Jou mamma of pappa of die groot mense in die huis wat daar is, moet bewus wees dat jy kook of ietsie wil maak en voorberei, kossies maak in die kombuis. Natuurlik hang dit ook af of jou mamma, pappa al vir jou gewys het hoe om van die toerusting te gebruik van tevore. As jy nie weet hoe om dit te gebruik nie, dan moet hulle eers vir jou wys. Jy kan nie net sommer op jou eie begin om die toerusting te gebruik nie. Dan, hierdie is nou 'n ding vir mense wat hou van lang lokke, soos goue lokkies. Ja, die goue lokkies onder ons. As jy lang hare het, maak seker jou hare is vasgebind,
sodat dit nie in jou oë val of in die deeg beland en jy die hele tyd met jou vuil hande dalk hare agter die ore probeer insteek nie. Jy weet, anders is dit net in die pad. Dan moet mens natuurlik, voordat jy begin kos maak, altyd eers jou hande was. Ja, mens moet jou potjies mooi skoon hou. Ja, kinders moet hulle hande was en ek en jy, ons was ons potjies. Ons was dit met seep totdat dit lekker skuim en dan spoel ons dit af met water en dan droog ons dit af met 'n skoon handdoek. Dit is belangrik. Voordat mens begin, moet jy ook al die bestanddele eers uit die kas haal en natuurlik seker maak jy het dit wel beskikbaar. Dit is darm 'n ramp as mens halfpad deur 'n resep besef, o aarde, daar is nie sout in die huis nie. En dan is jy in 'n panarrie. Dit hang af hoe oud jy is en of jou mamma en pappa jou al geleer het hoe om met messe te sny en hoe om met die menger te werk en hoe die oond werk. As jy al in die groot skool is, dan kan jy dalk al self die oond aanskakel en self sny met 'n mes en self met die menger werk. Maar as jy nog klein is, dan gaan jy vir jou mamma, pappa of die grootmense in die huis moet vra om asseblief die goed vir jou te sny. Die kos vir jou te sny as jy met 'n mes werk, om die oond vir jou aan te skakel en om met die menger vir jou te werk en dit vir jou by die prop aan te skakel en af te skakel. Dit is maar die beste. Ek dink eintlik is dit natuurlik ook lekkerder om kos te maak wanneer mens dit saam doen. Hoekom wil mens nou dit alleen doen? So, vra jou mamma, vra jou pappa of vra jou grootmens in die huis om vir jou te help om hierdie lekker dis te maak. Ja, Lily Luna is reg. Mense is gevaarlik. 'n Mens moet maar versigtig wees wanneer jy met 'n mes werk. En dis altyd beter as 'n groot mens by is om seker te maak jy hou die mes reg vas. Dan, wanneer mens natuurlik mengers aanskakel of voedselverwerkers, is dit beter as die groot mens daarmee werk en dit by die buurprop inprop. Goeie, dan is dit natuurlik altyd beter as hulle dit vir jou doen, maar maak seker, as jy nou al baie groter is, maak seker dat jy die menger of die voedselverwerker, as jy nou 'n masjien gaan gebruik, dat dit natuurlik af is voordat jy dit by die muurprop indruk. Want anders dan kan goed in die lug inskiet voordat jy gereed is. En wanneer jy iets uit die oond gaan uithaal, sê nou maar jy het gebak, dan moet mens altyd jou handjies beskerm, want die bakplaat of die oond, die koekpan, die pan of die plaat, hulle sal warm wees. So, jy moet oondhandskoene dra. Ek sal ook natuurlik voorstel dat wanneer mens nou hierdie dinge doen, laat die groot mens dit maar doen. Dis handig dat hulle dit vir jou doen. En laastens is dit belangrik dat mens skoon en netjies werk. So, as goed geval het op die vloer, moet jy dit optel en jy moet die vloer mooi vee, weer skoon. Mens moet die oppervlaktes mooi skoon vee. Jy moet al die bestanddele weer terugpak in die spens wat oorgebly het en die vuil skottelgoed sit mens in die wasbak en mens was dit mooi skoon met skottelgoed seep en 'n sponsie en water. Sjoe, Lily Luna, dit was omtrent nou 'n mond vol. Maar, soos ons nou al paar keer gesê het, indien daar 'n groot mens byderhand is, dan is dit baie maklik. Dis lekker om mens eie kos te maak. Ek kan nie wag om vir jou te wys wat ek gaan maak nie. En ek
kan nie wag om te proe nie. Dit is die beste deel, Lily Luna. Totsiens, mater. Sien jou in die volgende kosvideo.